Goeiemôre familie, op hierdie pragtige, ons is nou 2 Februarie. Kan julle glo die eerste maand is al verby. Dis ongelooflik hoe tyd vlieg, nê? Nee, in Januarie is maar 'n anderste maand, maar die Here het ons deurgedra. Mag dit volgende vir julle 'n besonderse voorreg wees saam met ons in die huis van die Here, net om te weet dat ons hier is om hom te loof en te aanbid. En as ons rondom ons kyk, besef ons die skepping is so wonderlik. As ons kyk na die natuur en alles wat die Here gemaak het, maar die beste van alles is hoe hy vir ons gemaak het, ons aan mekaar geweef het om tot eer van sy naam te leef. So ek wil vir u uitnooi, kom ons verhef ons stemme saam tot eer van die Here vir sy grootheid. Hy is absoluut werd om geëer, geprys en aanbid te word. U is my rots, U is my lewe, die lig wat helder skyn oor die liefde vir my. U wil ek eer en alles vir U gee, al my drome en seer, kom lê ek voor U neer. U is die Alfa, U is my rots, U is my lewe, die lig wat helder skyn oor die liefde vir my. U wil ek eer en alles vir U gee, al my drome en seer, kom lê ek voor U neer. U is die Alfa en die Omega, die een wat was en is en eendag sal kom. Alle lof en eer bring ek tot U eer. Heilig, heilig is die Heer. U is vir my die liefde wat nooit verdwyn, die hand wat my vashou, al is ek minder getrou. U wil ek eer en alles vir U gee, al my drome en seer, kom lê ek voor U neer. U is die Alfa en die Omega, die een wat was en is en eendag sal kom. Alle lof en eer bring ek tot U Heer. Heilig, heilig is die Heer. Heilig, 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 heilig, heilig is die Heer. U is die Alfa en die Omega, die een wat was en is en eendag sal kom. Alle lof en eer bring ek tot U Heer. Heilig, heilig is die Heer. Heilig, heilig is die Heer. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Ek wil vir u vra om vir die volgende lied saam met ons te staan, vir die volgende 2 in elk geval. Ons gaan die pragtige lied sing, in die hemel is die Heer. Jy weet, as ons rondom ons kyk, die Heer is oral in die skepping. Sy grootheid is so wonderlik. Ons het nie woorde daarvoor nie, maar tog is ons bevoorreg om hom te loof en te aanbid met dit wat in ons is. Kom ons loof die naam van die Here en ons gee hom die eer wat hom toekom. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water strooi sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Die mag en die heerlikheid en krag, en aan u is die eer en die lof, want u regeer, u regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters broei sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan u is die mag en die heerlikheid en krag, en aan u is die eer en die lof, want u regeer, u regeer. Daar is mag in sy woord, soos die
stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer, U regeer. Kom ons sit, baie dankie. Goeiemôre gemeente, goeiemôre julle almal. Dis wonderlik om julle hier te verwelkom vanoggend by Sondag 2 van ons 7 weke wat ons saam met mekaar reis. Ons pelgrimsreis, ons is reisigers wat op pad is saam met die Here en ons bewandel die weg in die wêreld. Kom ons Sondag, kom ons terug na ons rooi bank toe en kom sit ons op ons rooi bank, spreek voorlik, metafories. Eintlik sit ons almal saam op die rooi bank. Eintlik moet ons na mekaar kyk en vir mekaar sê vanmôre, weet jy, kom ek vertel jou gou-gou. Ek het so baie om te vertel vanmôre. Ek met vanmôre vir Ursula, toe sy vir my vrou gaan het, toe vra ek vir hoeveel tyd het ek oor, toe sê sy nee, dis nou 9 uur, toe sê ek nee, maar goed, dan moet ons na die tyd op die rooi bank kom sit. Want ek het baie om te vertel oor die Here se genade, oor sy grootheid, oor sy liefde. Dit wat ek gesien het die week, van hoe God sorg, hoe God genees, hoe God heel maak, hoe God mense by mekaar roep, by mekaar bring. En dit is my so lekker om te vertel vanmôre. Verlede week het ons gesukkel om die kers aan te steek van die eerste kers. Nou, ons het vanmôre beter toegerus. Ons is vanmôre beter toegerus. En almal kan ontspan. Hy gaan brand vanmôre en as ons hom nie wil brand nie, dan maak ons hom brand. Ek steek kers 2, nommer 2 aan, want ek het nou gesien na verlede Sondag, ek kan nie die eerste kers ook aansteek nie, want dan gaan hy heeltemal wegbrand. So ons tel nou so. Dit was week 1, hierdie is week 2, daai is week 3, dis week 4, 5, 6 en 7. Ons gaan nie almal aansteek hier, maar dis week 2. Ons is besig met week 2. Week 1 het ons gestop en gesê, ons kyk na mekaar van die rooi bank af en ons sien raak, om raak te sien. Dis die tema van hierdie 7 weke. En Dirkie, ek wil vra, jy moet vir ons die video speel nou, en ons vir 'n oomblik net sit in die musiek, en die boodskap hoor van verlede week, so dis gou ook 'n hersieningsoefening. So speel gou vir ons daai video asseblief. Hagar was a single mother. She was abandoned by the family she belonged to. And there in the wilderness with her son, alone, with very little provision, she was wondering. She was questioning. Does anyone care? She's crying in the desert. She's lost in her despair. She thinks nobody loves her. Hagar thinks nobody's there. But God says, I will be a ring of fire around her, and I will be the glory in her midst, and the power of my
sees. Then he speaks in gentle whispers, and he softly calls her name. She feels his arms enfold her as he holds her, and she'll never be the same, 'cause I'm the God who never changes, and my promises are true. And when this world deserts you, this is what I'll do. And then there was another woman named Ruth. She was from the land of Moab, and she was met with grief and heartache. She was a widow, and she lived with her mother-in-law, who was also a widow. And now it was time to move on. But Ruth had never been to Bethlehem. She had never tasted of the house of bread. But now she had heard an inner invitation to come and taste and see. And so she vowed herself to her mother-in-law and said, "Where you go, I will go. Where you lie, I will lie. Where you die, I will die." And she begins a journey to the promised land. She's traveling through the desert, and she's leaving her despair. She's hoping for a future, praying God will lead her there. And he says, "I will put a ring around your finger, and I will bless a child within your womb, and the Savior will be born for you to free the world from sin. And he'll make all things new for you and love you back to life again, again." And then from Ruth, who gave birth to a son, Obed, who gave birth to a son, Jesse, who gave birth to a son named David. Now this same once shepherd boy, mighty warrior, anointed king, is alone, terrified in the darkness. He's hiding in the desert. He's battling despair. David thinks his life is over, it's over. And God, he doesn't care. But God says, "I will be the rock of your salvation. I'll hold you up by the strength of my right hand, and the power of my spirit will free you from all fear. In the hour of your deepest need, you'll find that I am near. I am here, as I will be a ring of fire around you, and I will be the glory in your midst, and the power of my presence will bring you to your knees, and I will lift you up again, for I'm the God who sees." And then
from the line of David. Finally, Jesus, the Messiah, the Anointed One, Yeshua, the Christ, born in the same house of bread to be the bread of life in the town of Bethlehem. And he would grow, and he would be called the Son of God. He would be called Emmanuel, God with us. And he would heal, and he would reveal. And then he had an encounter with a woman named Mary of Magdala, who was plagued by demons, tormented by evil spirits. And Jesus set her free. And Mary followed him. She listened at his feet. She served him, and she loved him. Oh, how she loved him. But then she watched as they nailed him to the cross, and as they placed his body in the tomb. In that moment, her hope died. It died. She's crying in the garden. She's broken in despair. She's searching for her Savior, but his body isn't there. Then he says, Mary, glory, 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 hallelujah. I will be the glory in your midst, and every knee will bow to me, and every tongue confess. Yes, all the world will worship me in all my holiness. I will be a ring of fire around you, and I will be the glory in your midst, and the power of my presence will bring you to your knees, and I will lift you up again, for I'm the God who sees, who sees. I'm the God who sees. Oh, 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 I'm the God who sees. I see you. I'm the God who sees you in your wilderness, sees you in your brokenness, when you're feeling lonely. I'm the God who sees in the desert places, in your empty spaces. I'm the God who sees. I'm nearer than you dare believe, here in the very air you breathe. I'm the God who sees. So vir 7 weke praat ons saam oor die God wat sien, wat jou raak sien. Jou stem hoor wanneer jy sê, niemand sien my raak nie, niemand gee genoeg om uit te reik nie, niemand stel belang om te hoor my storie nie. Asof jy sy skryf het anders in hierdie 7 weke, asof jy sy sê, ons hou op om nie mekaar raak te sien nie. Ons gaan vir mekaar kyk, ons gaan na mekaar uitreik, en ons gaan mekaar herinner, dat ons mekaar sien, dat God ons sien, en God jou hulpgeroep hoor. So ons verantwoordelikheid is om deel te word van 'n klein groepie, en na die diens kan julle gou in die saal by mekaar kom, dan help ons jou om
ook die materiaal in die hande te kry, waaroor jy lekker saam kan reis in hierdie 7 weke. Daar's persoonlike stilte tyd materiaal, daar's klein groep materiaal, daar's 'n familiebyeenkoms materiaal, en daar's ook dan 'n materiaal waaroor jy saam kan dink oor wat ons in die preek gesê het. En na die tyd is julle welkom, sommer daar by Cup of Life, maak 'n tafel, van die materiaal, dis net so 4 vragies, net 4 vragies oor wat het die dominee vanmôre gesê, kom ons, wat het die skrif vanmôre vir ons gesê? Wat het ons gehoor uit die woord uit? Kom ons deel dit gou met mekaar, kom ons sien mekaar raak, kom ons hoor by mekaar, wie het by jou verbygegaan vandag, wat jou laat voel het, jy's nie gesien nie. Mag die Here vir ons regtig saam op hierdie reis vasbind, en as jy regtig deel wil wees hiervan, kom asseblief saal toe na die tyd, ons help jou gou om deel te word van hierdie reis saam met ons. Geliefdes, ons het ook 'n paar baie belangrike ander dinge wat ons vinnig net wil uitlig. Ons is besig aan die aanloop van ons kermis, ons herinner aan almal asseblief, ons het kermisprodukte nodig, want ons sê dit mos nou maar, en dis hoe ons dit bly sê, hoe meer produkte ons vir kermis inkry, hoe meer goeders ons bymekaar kry, hoe makliker is dit om aan die einde kan sê dat dit ook 'n suksesvolle fondsinsameling was. Want hoe meer ons nie hoef goeders te koop nie, hoe makliker word dit. Nou ons weet, ons uitgawes met kermis is so in die omgewing van R100,000, dan maak ons so R200,000, so as ons die uitgawes minder kan kry, en ons is vanmôre alreeds baie dankbaar, en ek wil dit sommer vanmôre sê, baie dankie aan die donateurs wat alreeds vir ons R20,500 geskenk het vir kermis. Kom ons sê sommer vir die Here dankie daarvoor. Gee 'n lekker hande klap. Ons is ongelooflik dankbaar. Ons sien die grootheid van die Here daaraan raak. Ons sien ook daaraan raak dat die Here ons raak sien. En ons wat hier agter die skerms werk en woeker, sien hoe mense swaar kry. Ons sien dit elke dag en ons weet dis nie maklik nie. En as ons sulke groot oomblikke, groot skenkings kry, dan is ons net so dankbaar, want dan sien ons ook die Here daarin. So baie dankie daarvoor, en sit maar die brille fyn op in hierdie tyd nie, om raak gesien te word, en al die dinge raak te sien waarby ons moet betrokke wees. Ons het ook 'n wonderlike, die 9de Februarie is ons gebedsweek, waar ons ook met hierdie God wat ons raak sien in noue kontak gaan tree. Ons wil hulle regtig uitnooi na hierdie geleentheid. Dit gaan baie spesiaal wees. Ons gaan fokus daarop, geloofsdissiplines om met die Here te praat. Ons kom 18:30 by mekaar, ons gaan vinnig gou ietsie eet. Daar's altyd ietsie ligs om te eet, 'n gevulde pannekoekie of sommer 'n curry en rysie, en daarna gaan ons saam bid, gaan ons mekaar ontmoet in gebed. Ons het mooi wonderlike musikante ook wat kom, wat vir ons ook gaan help om regtig in die stemming van 'n gebedsweek in te beweeg. En dan natuurlik die 14de, die 15de en die 16de ons belangrike pelgrimskamp naweek. Nou, dis vir gesinne, dis eintlik soos 'n gemeentekamp, ons gaan almal saam kamp. Kinders, as daar kinders in die huis is, die pa's en ma's betaal, die kinders hoef nie te betaal nie, hulle kan net kom. So vir pa's en ma's, julle moet betaal, die koste is R700, maar dit sluit kos in, so jy hoef nie te sorg vir kos nie, alles word gegee, en ons kuier tot Sondagmiddag laat, 3:00 se kant gaan ons saam kuier. Van Vrydag aand af, dwarsdeur tot Sondag toe. Neil Boegner gaan die musiek vir ons verskaf, hy gaan vir ons help om ook in die Here se teenwoordigheid te kom, baie wonderlike mooi plek van kyk in die pot. En ek het net geleer, dat as ons daar saamkom, as gelowiges daar saamkom, is dit jou reisgenote vir die jaar. So ek wil regtig ook veral vir ons jong gesinne uitnooi en sê, weet jy al, as sien jy nie jou weg oop in terme van finansies, kom praat asseblief met ons. Ons wil hê jy moet daar wees, want ons wil jou bekendstel in 'n nuwe reisgenote ook, waarmee jy saam die jaar kan reis in die geloof. En dis 'n ongelooflike oomblik om daar in God se natuur te sit, en die mooiste plek, waar die Here direk met ons praat. En ons gaan Vrydag aand oor die liefde praat, so dit gaan so 'n liefdesmaaltyd wees Vrydag aand, so jy kan uit die moeilikheid ook uitkom deur, jy weet,
nie al die diergoedjies te doen nie, maar kom vir die naweek, dan het jy sommer 'n nuwe inspuiting ook in die liefde ook, die Vrydag aand en dan deur na die Saterdag en die Sondag. Vrydag aand komende, die 7de, het ons baie lekker aktiwiteit vir al ons jong gesinne weer. Dis nog naby genoeg aan die einde van die maand, sodat ons 'n pizzakie kan koop, maar veral vir al die kinders en vir ons wat soos kinders wil wees nog. Ons gaan baie wart lemoene hê, ons gaan vrugte hê, so dis 'n lekker vrugtefees Vrydag aand hier op die perseel. As jy nie wil eet, kan jy net smeer. Daar gaan water wees vir na die tyd. En die van ons wat nou onthou, wie ons weet ons meisies en ons vroue beïndruk het met daai wart lemoen smeer, jy weet, net om dit weer op te roep, kom kyk net hoe ander dit dan nou doen, as jy net nie meer self kan waag nie. Maar ons gaan 'n baie lekker pret aand hê, familie aand hê by Kassivier Suid Vrydag aand. So kom julle is meer as welkom om dit saam te kom geniet. Ek wil hê ons moet begin fokus op vanmôre se diens en die boodskap van vanmôre se diens. En in vanmôre se diens se tema gaan oor om na God, die Skepper God te kyk. Die Skepper God. En wat het die Skepper God maak? Wat maak die Skepper God? Wat doen hy? So kom ons staan, dan sing ons op berge en dale die eerste, die tweede en die derde vers daarvan saam. Kom ons sit en ek wil vra dat ons sommer dadelik vir ons die lied speel in hierdie oomblik. Die lied wat Neil Boegner vir ons gaan begelei, so as jy saam gaan op die kamp, dis die musiek wat jy ook gaan hoor. So in hierdie oomblik sit ons en ons dink vanmôre aan die Skepper God. In hierdie oomblik dink ons aan wie God is. Wie is God vir jou? Wie is God vanmôre vir jou? Wie is hierdie God? En hierdie oomblik hier
teks van die oggend. Daar is ons nou weer by. Goed. Kom ons doen dan die stil moment eers en dan lees ek die teks vir ons. My hart verlang na. Ek gaan hom nie kan sien nie, so kom ons. Sit gemaklik. Ontspan jou skouers en haal rustig asem in en uit. Raak bewus daarvan dat God hier teenwoordig is. Twyfel jy soms aan God se bestaan? Of voel jy soms of die Here te ver is? Kyk na die berge, die oseane, die sterrestelsels, die diere en die plante en vra jouself af, wie het dit alles so mooi en goed geskep? En wie versorg dit? Wie kan die weer soos reën, sneeu en wind beveel om te gebeur? Wie bepaal dagte, dae en nagte, as ook seisoene, dat dit op spesifieke tye aanbreek? Al klink dit onmoontlik, maar God het elke mens uniek, enig in sy soort geskep. As ek na God se skepping kyk, die unieke wyse hoe hy elke ding in die fynste besonderhede geskep het, kan ek nie anders dan nie. Ek moet glo dat God waarlik God is en dat hy wel bestaan. Het jy al gewonder hoekom God die wêreld en die mens gemaak het? God is liefde en was sy skepping 'n uiting van sy liefde. As jy na God se skepping kyk, voel jy onbelangrik? Vra jy, wie is ek dat jy aan my dink en na my omsien? Besef dan, alles wat God geskep het, was goed en het sy skepping geen gebreke nie. Jy as mens is die kroon van God se skepping en is jy baie waardevol vir hom. God het die mens as sy beelddraer gemaak. Vader, help ons as u beelddraers om liefde, geduld, vergifnis, goedheid, trou en respek te openbaar teenoor ander, as ook teenoor die skepping. Dankie Vader dat ek as u beelddraer deur die koms van Jesus Christus met u in gesprek kan tree en 'n verhouding met u kan hê. En Here, wanneer dinge vir my moeilik raak in my lewensboot, help my om op te kyk na u skepping, want daardeur sal ek kan ophou twyfel en sal ek kan glo, u is waarlik God, dat u altyd in beheer is, dat u van altyd af daar was en dat u my nooit sal verlaat nie. Vader, help my om te besef dat ek as die kroon van God se skepping nie bekommerd hoef te wees oor wat ek moet eet of drink nie. Ek is baie meer werd as die sorgelose diere en voëls vir wie u reeds so goed sorg. Here, as ek na u hande werk, raak in die skepping dink, help my om te besef dat u tot alles in staat is en uit u almag my storm kan laat bedaar. Help my ook om te weet dat as die storm in my lewensboot nie kalmeer nie, u my sal help roei
om heel deur die rowwe tyd te kom. Help my om te glo dat die insig ondeurgrondelik is en dat U weet wat ek nodig het. Dat U nie moeg of afgemat word nie en nooit slaap nie. Amen. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. En so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. En God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat droë grond sigbaar word. En so het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem. En die waters wat hy bymekaar gemaak het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrugte sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om dag en nag van mekaar te skei, en hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf, om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het 2 groot ligte gemaak, die grootste om 'n dags te heers, en die kleinste lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 4de dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. En so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. En toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En verder het God gesê, let op,
Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en al die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. En so het dit gebeur. En toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en het môre geword. Dit was die 6de dag. En die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hele hemel en die aarde, toe dit geskep is. Geliefdes, God het geskep. Die skepper God het gestaan en hy het die aarde geskep. Alles wat ons sien, alles wat ons het, alles wat ons is aan die skepper God te dank. God maak lig en hy skei lig van donker. Dag 1. Die eerste skepingsdaad van God is lig. Hy skep die lig, sien dat dit goed is, skei dit. En in tweede aksie skei hy die lig en die donker van mekaar. Hy bring daarmee aan die een kant 'n ritme tussen daglig en nag, wat 'n gesonde ritme skep vir lewe. Hy maak daar aan die ander kant die keuse vir die lig teenoor alle duisternis, soos hy veel later sy seun Jesus Christus aarde toe sou stuur om die duisternis in ons lewens te verdryf, om die donker, die swart, die donker in ons lewe uit te stoot, uit te wan, sodat die lig daarin kan woon, die simbool van die kers, sy lig wat brand, sy lig, sy teenwoordige lig. Hy het sy seun aarde toe gestuur om in hierdie duisternis te kom lewe en lig te maak sodat ek en jy kan leef. God maak die gewelf en skei die waters, dag 2. God maak die gewelf, dis die uitspansel en skei die waters van mekaar. Daar is dus water in die hemel en water onder die hemel, binne die kosmologiese beeld van daardie tyd. En terloop, sonder water is dit mos nou net waar dat ons nou nie sou kon klaarkom met ons lewe nie. Ons liggame is water. En die omgewing waarin ons leef, moet waterryk wees. Alle lewende wesens, uit water en deur water. 2 Petrus 3 vers 5 sê Petrus, uit water en deur water het ons geword. En dit was goed. God skei die land en die see en maak die plante, dag 3. God skei ook die waters onder die hemel van die droë grond en noem die see en aarde. Sonder vaste grond sou die lewe vir ons as mense nie moontlik wees. Sonder voedsel vir al die lewende wesens wat God sou skep, sou lewe ook nie moontlik gewees het. En daarom laat God die plante en die bome uitspruit om vir ons kos te verskaf, lewensmiddels te gee, wat alle wesens op die aarde kan onderhou en in die lewe kan hou. God maak die seisoene, dag 4. God maak die ligte aan die hemel, die son, die maan, en sorg so dat daar nie net dag sal wees nie, maar 'n ritme van lewe kan wees. 'n Tyd wat ons moet werk, 'n tyd wat ons moet slaap, die seisoene. En hy verbind ook die hemelliggame se bewegings ook daaraan. Hy vul dus die ruimte in die hemel. Hierdie 4de dag het daarom 'n verband met die lig wat op die eerste dag geskep is. So dis in mekaar geweef, die ritme van God se skepping. God maak die seediere en die voëls, dag 5.
God laat die ruimtes in die see en die lug krioel met lewende wesens. Hierdie 5de dag het dis 'n verband met die droë en die nat ruimtes wat op die 2de dag geskep is. Die lewende wesens kry opdrag om vrugbaar te wees as deel van God se seën aan hulle. God maak die diere en die mens, dag 6. God skep lewende wesens, makdiere, sowel as wilde diere, vir die ruimte op land en die gebied om hulle ook vrugbaar te wees en te vermenigvuldig, om te geniet wat God hulle gegee het. Let op dat die mens as God se kroon van die skepingswerk gemaak word. Die mens is geskape, nie gebore nie. Die mens is geskape, is nie gebore nie. Bietjie anders as die ander skepingsverhale wat ons sien. En hierdie 6de dag het dis 'n verband met die voedsel wat op die 3de dag voorsien is. God verskaf 'n habitat, 'n tuiste. God se bedoeling met die ruimte van hemel en aarde was dus dat alles wat lewe 'n plek daarop sal vind. Mens, plante, diere. Ons kan die bedoeling self sien in die manier waarop die Bybel diere en plante klassifiseer. As Genesis 1, as jy dit deeglik lees, sien jy dat die diere nie volgens hulle anatomie of morfologie geklassifiseer word nie, maar volgens hulle ekologie, hulle habitat, die plek waar hulle bly, die voëls in die lug, die visse in die see, die diere op die aarde. Dis selfs waar van die mens wat in die tuin ingestuur word. En later in die onderskeie streke van die aarde waar hulle gaan woon het. Genesis 2 tot 11. Dit wys hoe fundamenteel alles wat leef verbind is aan waar hulle leef. Dis aanvanklik selfs belangriker as dinge soos afkoms of nageslag. Die opdrag om die aarde vol te maak, Genesis 1 vers 28, het dus te maak met ons tuiskoms, 'n habitat, 'n tuiste vir almal, mense, plante en diere. God skep 'n ruimte waarin ons kan leef. En God maak die mens as sy verteenwoordiger in beeld. Die mens word ook as verteenwoordiger, gelykenis en beeld van God beskryf. 'n Baie diepsinnige begrip. En daar is natuurlik al baie daaroor geskryf. Die feit dat ons verteenwoordigers en beeld van God is in die eerste plek 'n verhoudingsbeeld. Ons staan in 'n verhouding met God. Ons lyk soos hy, is vergelykbaar. Ons staan in 'n verhouding met hom. En die verhouding sluit in dat ons hom verteenwoordig hier op die aarde. Ons is God se beeld op die aarde. Ons word genooi om deel te word van sy skepingswerk. Ons is 'n besonderse gesin, gestaltes van God. Dis in die tweede plek duidelik dat ons in ons hele menswees, selfs in ons geslagtelikheid, verteenwoordigers en beeld van God is. Menswees sluit van die begin af beide die manlike en die vroulike geslagte van menswees in. Die teekante, die kante wat by mekaar kom, man en vrou. Punt is dat daar niks uitgesluit van ons bestaan wat nie deel is van ons status as beeld van God. Ook ons liggaamlikheid is deel van ons status as beeld van God. Maar dis ook in die derde plek, geliefdes, baie belangrik dat ons sal raak sien dat ons as verteenwoordigers en beeld van God 'n baie spesifieke funksie op die aarde het. 3 woorde: bewoon, bewerk en bewaar. Bewoon, bewerk en bewaar. En ek dink die laaste belangrike ding wat ons moet raak sien uit hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, is die feit dat God seën die lewende wesens. God seën die diere en die voëls met vrugbaarheid, 'n ruimte om in te floreer. God seën ook die mens met vrugbaarheid en 'n ruimte om te floreer. En dit gee ons 'n belangrike kykie in God se hart
Dat hy nie net 'n waarderende uitspraak maak oor die lewende wesens wat hy geskep het nie, dat dit goed is nie, maar dat hy hulle inderdaad seën om te floreer. Hy doen ook iets meer vir die mens, iets wat deel is van sy seën vir hulle. Hy gee die mense opdrag, 'n bestaansdoel, 'n roeping vir die aarde, om die aarde te bewoon, te bewerk en te bewaar. En dit gee ons ook, geliefdes, mos nou 'n dieper waardering vir die Nuwe Testament wat gesê word dat die seën wat ons deel is in Christus Jesus. Paulus skryf aan die Efesiërs, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So hierdie oortuiging is fundamenteel. Maak nie saak waaroor ons dink of wat ons doen nie. Ons doen dit op God se aarde, in sy heelal, in die ruimtes wat hy vir alles en vir almal geskep het. Hy is die hoofkarakter van die skepingsverhaal. Alles draai oor hom, want alles is deur hom en vir hom gemaak. En geliefdes, julle sal my nou vergewe, maar gisterand was ek saam met 'n groep jong mense op die stadion, Kaapstad Stadion, DHL Stadion. En wat 'n ongelooflike voorreg om op 'n aand waar daar nie 'n windjie waai nie, op daai stadion te sit en te besef, hier sit ons in 'n ruimte wat die mens gemaak het. Wonderlik, pragtig, ongelooflik, ons is geseën. Ons sit op ons stoele, ons kyk op, en as ons so opkyk, dan kyk ons deur die gat in die dak, en dan sien ons die sekelmaan, en dan sien ons vir Pluto die ster daar naby, en ons sien hoe hy aanskuif, ons sien hoe God se skepping aanskuif, terwyl ons in hierdie ruimte sit. En terwyl ons in hierdie ruimte sit, dan sing ons, How great is our God, hoe groot is die Here wat ons aanbid, dan gaan die refrein in my gedagtes. En dan staan die spreker Louis Giglio op, en dan vat hy ons terug in die werklikheid waarin ons leef, en dan wys hy vir ons uit, eintlik, hoe klein ons is, en ek wil graag vra Dirkie, as jy vir ons die foto kan wys, as hy beskikbaar is. Hierdie foto is geneem, en nou moet julle my vergewe, ek gaan nou die wetenskap aanhaal, wat hy aanhaal, wat Louis gisterand aangehaal het, the pale blue dot, daar waar die streepie is, sê nou, na die tyd mooi kan kom fyn kyk, is daar 'n klein kolletjie in daai streepie van die lig. The pale blue dot is a photograph of Earth, taken on February the 14th, 1990, by the Voyager space probe from an unprecedented distance of approximately, luister mooi, 6 billion kilometers. 6 biljoen kilometer. Voyager is 'n vaartuig wat gemaak is om die aarde te fotografeer en eintlik die buitenste ruim te fotografeer en te gaan ondersoek. Dis in 1990 is hierdie foto geneem, maar hy is al in 1977 is Voyager in die buitenste ruim ingestuur. En NASA het 'n klomp debatte gehad of hulle nou ooit hierdie foto geneem gaan kry van aarde, want hulle is eintlik meer belangrik, is die eksperimente van goed, en toe het hulle met 'n lang gesprek en baie moeite het die een filosoof hulle gesê, maar dit sou baie belangrik wees dat ons aarde afneem sodat ons perspektief kan kry oor ons as mens. Hy is nie 'n gelowige gewees nie. Hier sit ons vanmôre. Ons het nodig om na hierdie foto te kyk. Luister mooi. 6 biljoen kilometer van ons af is hierdie foto geneem. The pale blue dot. Ergens ver, ergens daar buite ver, is daar 'n planeetjie waarop mense bly. Wat deur God gemaak is, die God van die skepping,
wat nou in hierdie ruimte van 6 miljoen kilometer ver terugkyk daarna en sê iewers ergens daar ver is 'n paar mense wat dink hulle het die wêreld in beheer. Hulle wat dink hulle kan alles beheer. Wat verstaan dat hulle eintlik niks het. Niks kan beheer nie. Niks sien nie. Want hulle het nog nie idee van hoe groot hierdie Skepper God is wat dit gemaak het. En dan skryf hierdie filosoof en sê hy, to my mind, there is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits that this distant image of our tiny world, to me, it underscores our responsibility to deal more kindly and more compassionately with one another. Dat ons mekaar sal raak sien. God het hierdie heelal geskep van ons 'n klein valkolletjie is en op hierdie klein valkolletjie as jy inzoom deur Google Earth nader en jy kom tot Inkasief die Suidgemeente se erediensruimte vanoggend. Sit jy hier en jy is in 'n verhouding en jy leef in 'n verhouding met die Skepper God wat jou naam ken, wat jou in die moederskoot gevorm het, wat jou in 'n klein selletjie bymekaar gebring het en jou laat groei het in die skoot van jou moeder en jou gebore het in hierdie wêreld, in hierdie dampkring. En hier sit jy vanmôre. En jy leef in 'n verhouding met hom. Hy ken jou persoonlik. Hy leef in 'n persoonlike verhouding met jou. Hy weet wat jou swaar kry is. Hy weet wat jou hartseer is. Hy ken jou diepste trane. En Leo Giglio sê gisterand, hy sê weet jy as jy Jeremia 29 gaan lees, dan sê dan sê vers 11 mos nou vir ons, hy wil vir ons 'n hoop gee, 'n nuwe lewe gee. Dan praat hy eintlik met Israel wat in ballingskap is daar. En dan hoor ons hoe die jong mense na die tyd vir my verduidelik, die teks verduidelik en sê hy, maar ek het altyd vers 4 en 5 gelees waar die Here vir my 'n klomp beloftes vir my maak oor maar dan ook ons eintlik aanspreek as mense wat in die diaspora is, mense is wat nie eintlik weet wat maak ons hier op aarde nie, want ons vra dikwels vir mekaar, wat op aarde maak ek hier? En dan hoor ons hoe die Here sê vir Israel, julle is nou hier in 'n vreemde plek, op 'n vreemde oomblik, in 'n vreemde land, in 'n vreemde grondgebied. Maar begin huise bou. Begin betrokke raak by die wêreld om jou. Begin kyk na die mense wat om jou is. Want ek het jou nie net soontoe gevat nie. Ek het jou soontoe gestuur vir 'n rede en vir 'n opdrag en vir 'n doel en vir 'n rede. Jy is vir 'n rede hier. Jy sit vanmôre vir 'n rede hier. Want daai Skepper God, wat daai buitenste ruim gemaak het, hy wil jou gebruik waar jy sit vanmôre. Om iemand wat naby jou sit raak te sien en vir daai persoon te sê, God is lief vir jou. God is lief vir jou. En daardie God is lief vir jou. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly and compassionately with one another and to preserve and cherish that pale blue dot, the only home we've ever known. Die enigste tuiste wat ons ooit geken het. En dan sê een van die kinders, en sal ek hier vry nooit in my lewe vergeet, is een van daai oomblikke in my lewe, en dan sê een van die jong mense gisteraan, na ek hulle gevra het, maar nadat ons nou alles gehoor het, wat in Jeremia 29 ook vir ons gelees is, en uitgelees, van ons is in die diaspora, en ek weet mos nou, hier sit jong mense langs my, wat in die diaspora is, en voel asof niks, of almal hulle verlaat, of niemand vir hulle lief is nie. En dan sê Louis, die Here wil vir jou
nie net hoop gee nie, hy wil vir jou 'n nuwe lewe gee. En al wat ons moet doen, is moet aan hom vashou. Ons hand in syne sit en saam met hom loop, want as hy die wêreld geskep het, so groot en so wyd, hoe op aarde, aan wie anders wil ons vashou? Wil ons aan onsself vashou? Is dit nie nou tyd om 'n God vas te hou nie? Dan sê een van die jong mense in hulle getuienisse vir my, dan sê hulle, oom, ek weet nie of julle dit weet nie, maar eintlik was ek maar ateïs vir 'n groot deel van my lewe. 4 jaar terug. Alles verloor. Ek het niks gehad nie. Ek het alles verloor, my familie, alles om my verloor. En 4 jaar terug het ek die Here ontmoet. En 'n persoonlike verhouding met hom begin leef, en nou maak alles vir my sin. Nou kan ek leef. Ek kan nou leef in 'n verhouding met ander mense, omdat ek die Here leer ken het. Wat die verhouding is met ons, wat verhoudings geskep het, ons vir 'n verhoudings laat leef het. En dan, geliefdes, het ons 'n opdrag. Dan het ons 'n opdrag om uit te gaan en rondom ons te gaan kyk, sê Louis en die ouens wat saam met hom gepraat het gisteraan, dan sê ons het nodig om hierdie hoop te omarm, dit vas te vat, maar nie die hoop vir onsself te hou nie, maar die hoop na ander toe te bring, vir ander te gaan vertel en gaan wys wie die Here is. So Denver, ek wil jou nooi om hier op die bank te kom sit asseblief. Is Denver. Terwyl Denver vorentoe kom, Denver het ek genooi om vanmôre op die rooi bank te kom sit, want hy moet die preek klaarmaak en vir ons sê, jy sien, jy kom nooit hier sonder 'n uitdaging nie. Ek nooi vir Denver hier na vorentoe, want Denver het hier by ons aangekom in die gemeente. Die Here het hom baie spesifiek gestuur. En ek gaan nou dat hy dit self vertel, en dat julle hoor hoe die Here, die God van die ewigheid, die God wat alles skep en in sy hand hou, hoe hy werk. So Denver, vertel gou vir die gemeente wie jy is en hoe jy hier aangekom het, hoe jy by connected met sy. Dankie, Dominee Henny, goeiemôre almal. Dominee Henny het vir my gesê, ek het 10 minute, maar ek dink ek gaan 15 vat, is dit okay so? Okay, môre almal, my naam is Denver Swanepoel, ek is getroud met Caroline, ons het 5 kinders, ek weet dit klink baie, maar ons het 'n tweeling, 2 seentjies, en ek blameer altyd vir hulle, en sê hulle laat ons so klink asof ons. So, ja, hoe ek hier op geëindig het, ek en Dominee Henny het laas jaar Bright Star Lifestyle fasiliteerders kursus saam gedoen, en my agtergrond is ek het vir 'n maatskappy gewerk wat ons het doen projekte in vroeë kinderontwikkeling in die townships in Stellenbosch en Strand en Delft areas. En ek het so 'n jaar terug het ek my na die Here vir my gewys het ek met my eie besigheid begin in vroeë kinderontwikkeling. En ons projek het toe net klaar gemaak, en Dominee Henny het toe gesê, maar luister, vroeë kinderontwikkeling is nogal op Suidkerk se hart vir 'n hele tyd, en ons wil dit graag doen op die plase wat binne in Suidkerk se streek val. En dis 10 plase rondom die Kuilsrivier area vanaf Zevenwag, Langverwag tot op by Polkadraai. Kan ek jou gou stop waar, Denver? Ek wil nou dit net mooi duidelik sê. Ons het by die missiologie groep, wat nou deel is van ons bedieningsgroep in die gemeente, praat ons nou vir die afgelope 3 jaar na COVID, praat ons juis oor die kinders op die plase en probeer ons hierdie projek in die gang kry. En daar het net 'n klomp, daar het net nog nooit iets gebeur nie, tot verlede jaar Oktober toe Denver gekom het. Ja, so ons het toe onmiddellik weggespring in November met, so daar's 'n hele proses wat gevolg word. Ons het met ontledings begin op die plaas, ons het die plaaseienaars gaan sien, vir hulle vertel van die visie wat en die inisiatief wat Suidkerk en die missiologie groep wil begin, en al die plaaseienaars het vir ons die go-ahead gegee en gesê, dis great, ons wil graag vroeë kinderontwikkeling op ons plase hê. Ons het met ontledings begin, ons het met die mamas gesels, so ons het redelik die grond en die voetwerk gedoen vir die hele November en Desember, en ons, ek dink ek kan met trots sê vanoggend dat ons met 5 speelgroepe in Maart gaan begin. So ons gaan op 5 plase gaan ons speelgroepe begin vir kinders, vir plaaswerkers se kinders, en ek dink die dankbaarheid vir ouers op die plase is dat hulle nou weet hulle kinders
het 'n plek om na te gaan terwyl hulle in die wingerde werk, want net met die hele November wat ons die besoeke gedoen het aan die plase, as jy inkom by 'n plaas, dan sien jy hoe hardloop die kinders rond, hulle sit op die wal, hulle hardloop by die trekkers en so dis 'n hele dis was maar vir ouers 'n bekommernis terwyl hulle werk. So nou het hulle daai gerusheid dat hulle kan weet terwyl hulle in die werk is daar 'n plek op die plaas waar hulle kinders na 'n speelgroep toe kan kom en dan hulle kan leer hoe om van kleintyd af in onderrig te gaan. En as ons kyk net met wetgewing ook, die president het in Desember, julle ken seker die Bella Bill wat in wetgewing ingeteken is, wat sê dat 'n kind moet ten minste 2 jaar in 'n vroeë kinderontwikkelingsentrum wees voor hy of sy na graad R toe kan gaan, na skool toe kan gaan. So ja, dit is vir ons regtig 'n eer en daar was baie gebed wat ingegaan het, en omdat dit redelik soos 'n resieskar het ons weggespring met die projek, en ek dink omdat dit na aan Suidkerk en die misiologie groep, veral om Neels en Marley, so regtig baie werk ingesit om die ding van die grond af te kry. So die speelgroepe, die projek is aan die dryf. Ons het redelik mense wat hande vat met ons, wat aan boord kom en met ons gepartner het en sê ons wil hier help. Ons het gepartner met Asla Foundation, ons het Startwell Foundation wat fokus, wat kos gee vir die kinders op die plase. So die Here het regtig vir ons deure oopgemaak in terme van hoe ons die projek wil doen. En as ek mag, dominee Henny, ek wil vanoggend ook net ietsie deel oor dominee Henny nou vir my vra, jy weet oor die Skepper. En ek wil vanoggend iets deel oor my Skepper en hoe die Here vir my gesien het. En toe ek nou vanoggend so my stilte tyd het en ek vra vir die Here, wat wil U moet ek vanoggend deel? En die Here sê vir my, hy wil ek moet vanoggend praat oor my ontmoeting met hom. En ons het Vrydagoggend het ons by die mannegroep saam oom Johannele en oom Adi het ons gepraat oor wat is jou encounter wat vir jou die meeste uitstaan, wat jy al met die Here gehad het. En die Here vat toe my terug, ek is my ma se enigste kind, ek het sonder 'n pa groot geword, en ek het die Here geken van 'n klein tyd, want ons het mos maar in die Pinksterkerk groot geword, so ons was maar altyd onder die banke gewees en onder die tafels, en die ding wat vir my die seerste gemaak het, was, ek het baie verwyte gehad teenoor die Here, omdat ek sonder 'n pa groot geword het, en as ek altyd almal gesien het om my, wat 'n pa het, en dat ek altyd gesê, Here, maar hoekom ek het nie 'n pa nie, wat is fout met my, dat my pa vir my weggegooi het, en nie vir my wil hê nie. En ek het so na skool, en ek het gesien, hier's 2 van my klasonderwysers in die gemeente, deur wie se hande ek gekom het, meneer en juffrou Philips daarbo. Juffrou Philips was my graad 8 onderwyser gewees, so juffrou, ek wil vir onderwysers ook sê, julle doen goeie werk, en ek dink is in daai klas wat ons, in daai jaar wat juffrou gesê het, onthou julle moet die regte keuses maak in die lewe, en u kan maar terug aan skool toe en sê, maar ek het 'n leerder wat definitief die regte keuses gemaak het. So ek is so na skool het die Here vir my in voltydse bediening gestuur op die ouderdom van 17 jaar oud, so ek was baie jong toe ek my ma gelos het, en ek is Engeland toe, ek het in 'n voltydse bediening gaan werk vir 2 jaar, so 'n tipe van 'n gap year wat ek gevat het, en so daar gewerk, terwyl ons gewerk het in die bediening, was daar ook geleenthede wat jy kan gaan vir ministry, en daar het 'n pastoor gekom van Ierland, Ken Symington, so hy doen gereelde teachings oor the Father Heart of God. En ek het toe een aand hierdie teaching van hom gaan bywoon, en ons het hierdie hele preek gesit, en ons het gepraat oor forgiveness, en toe hy nou praat van, jy weet, jou pa en almal se vaders, en jy weet, en toe kom daai woede wat ek nog die hele tyd gehad het weer opgekom in my, oor my pa wat my gelos het vir my en my ma, en ek het niks gehad toe ek klein gewees, ek het swaar groot geword. En terwyl hy so preek, het ons aan die einde gekom van die sessie, en daar was 'n geleentheid vir ministry gewees, en hy het gesê, wel, as jy staan op, en as jy voel jou pa vergewe, is jou pa jou, en terwyl ons staan en hy bid, wys het ek hierdie gelooflike ontmoeting met die Here gehad, en die Here wys vir my 'n prentjie, dis 'n groot lig wat skyn, en hy wys vir my Jesus wat 'n klein seentjie se hand vashou, en hulle stap so na die lig toe, en terwyl hulle so stap, sê die Here vir my duidelik, Denver,
ek was nog altyd daar gewees vir jou. Ek het jou nog altyd gesien. Al was jou aardlikse papa nie daar nie, ek was nog al die tyd daar vir jou. Ek het alles gesien, hoe jy seer gekry het, wie jou seer gemaak het. Die hele tyd in jou lewe was ek daar gewees. En dit was vir my so ongelooflik gewees dat ek dit van hom kon gehoor het. En dit was toch verby gewees, my 2 jaar in Engeland was verby en ek kom toe terug en ek dink, ag, okay, Here, nou wat nou, ek het nog steeds nie 'n pa nie. Ek is so pas 19 jaar oud geword, wat gaan nou gebeur? Ek gaan trou en ek gaan kinders grootmaak. Ek het niemand wat hierdie journey van pa saam met my kan stap nie. En die Here doen 'n wonderwerk in my lewe en hy reconnect my met my biologiese pa na 19 jaar. En dit was so 'n ongelooflike oomblik. My biologiese pa was daai eerste encounter, ons het niks vir mekaar gesê en ek het hom gesê, hou my net vas. En daar was 'n versoening en hy het vergifnis gevra vir alles wat hy gedoen het. En ons het 'n amazing verhouding nou, 'n paar jaar later, hy ken sy kleinkinders, ons stap 'n amazing journey saam. En daai dag toe dit gebeur en toe staan ek op en ek sê vir die Here, ek wil vir die res van my lewe, wil ek vir jong mense, kleinkinders na U toe lei, ek wil 'n pad met hulle stap. Veral vir kinders wat sonder paas groot word en ek wil vir hulle vertel dat hulle het 'n pappa in die hemel wat afkyk na hulle toe, wat vir hulle sien. Hulle het 'n skepper, hulle is belangrik om hier te wees. En vandag is ek betrokke by The World Needs a Father, ek is een van hulle master mentors, so ons hou dad talks in die Helderberg streek en Stellenbosch streek, waar ons met papas praat en vir hulle oplei. En so ek wil vanoggend vir iemand bemoedig en sê, jy weet, bly in jou skepper, dit maak nie saak hoe dinge vir jou lyk nie, wat jy deurgaan. As jy sonder 'n pa groot geword het, bly in jou skepper, vertrou op die Here. Hy is jou pa, al het jy nie 'n pa gehad nie, bly in hom. Al gaan dit hoe swaar in jou besigheid, bly in jou skepper, al gaan dinge hoe in jou huis, in jou huwelik, met jou gesondheid, bly in jou skepper en hy is daar. En ek het eendag in 'n preek gesit van een van ons pastore van Bloemfontein. En sy sê, as 'n mens kyk oor jou lewe, alles wat met jou gebeur, of het slegte goed wat met jou gebeur het, kyk net vir 'n oomblik weg. En in daai oomblik wat jy wegkyk, dan sal jy sien die Here is daar. As jy regtig lief is vir die Here, kyk net vir 'n oomblik weg. En daai oomblik wat jy wegkyk, dan sal jy sien die Here was nog die hele tyd daar gewees. En hy het vir my uit die moddersloot uit kom haal. Juffrou Philips weet, ek was 'n stout seun op skool gewees, maar die Here het my diep kom uithaal. En vandag kan ek sê, opstaan en sê, die hoogste punt wat ek in my lewe bereik het, is Koning Jesus. Dankie Denver. Ek wil jou vra, die werk waar jy nou mee doen, die vroegkindontwikkeling, wat is jou persepsie? Hoe kan Kuilsrivier as ons praat daaroor dat ons die skepping moet bewaar, moet onderhou en moet help, en as ons met kinders wat op die plaas is, wat regtig op die, wil ek amper sê, die minste het, hoe kan Kuilsrivier betrokke raak by die projek, en hoe kan hulle met jou skakel en help om die projek uit te bou? So, ek sê altyd, as ek met mense gesprek het, dan sê ek altyd, die beste belegging wat 'n mens kan maak, is in vroeë kinderontwikkeling, want dit is ons leiers van môre, as ons oor 'n paar jaar nie meer is hulle die leiers wat die land gaan vorentoe vat en daai journey moet stap met ander mense. So ons het verskeie behoeftes in terme van die vroeë kinderontwikkeling projek. Ons natuurlik een van die grootste behoeftes is finansiële ondersteuning. So ons soek gereelde finansiële ondersteuning. Ons reik ook uit na donateurs en vra vir mense om donasies te maak wat kan help met die projekbestuur, met alles wat agter die skerms moet gebeur. En dan het ons ook verskeie, so op die plaas het ons, deel van die program is om unemployed mamas op die plase te bemagtig. So ons het op al 7 van die plase, het ons 7 mamas wat op die plaas bly, het ons geïdentifiseer. Ons het na die eienaar toe gegaan en gevra, vir wie dink julle kan ons aanstel as 'n speelgroep mamma of die dagmoeder, en ons het vergaderings gehad met die mamas op die plaas en gevra, is julle gelukkig dat hierdie persoon na julle kinders kyk terwyl julle nie werk is. So ons het 7 mamas het ons geïdentifiseer. Hulle is al reeds die 2 intensiewe opleidingssessies gegaan, hier by Suidkerk, so ons werk saam met die departement van onderwys, en hulle het gekom en die mamas opgelei, en dan gaan ons nou die laaste week in Februarie, gaan hulle laaste opleiding hê in terme van curriculum, so wat is die temas wat hulle gaan doen met die kinders deur die jaar. So ons wil graag hê,
Ons is nog besig om komiteetjies te stig in Suidkerk waar ons gaan vra mentors in die kerk. Ons is besig om vir elke mamma 'n mentor te kry en ons wil graag hê dit moet gemeentelede wees, want ons wil graag hê daar iemand in die kerk moet 'n pad stap saam met daai mamma, want iemand wat op die plaas bly en iemand wat in die dorp bly, hulle vlakke is heel verskillend, so hulle gaan soveel as moontlik hulp benodig in terme van mense wat saam met hulle kan stap en hande met hulle kan vat. So as daar nie iemand is by die departement wat hulle kan kontak, dan is daar 'n gemeentelid in Suidkerk wat hulle kan bel en sê, Tannie, asseblief, ek sukkel met dit, kan u help met dit? So ons wil hê graag hê hulle moet hulle eie speelgoed maak. So dit is deel, so as u enige gawes het, ek weet die is mense wat baie gawes het, as jy 'n oud onderwyser was, of enige naaldwerk persoon, enige iets wat u kan doen, ons het vroeë kinderontwikkeling in die oggend, en dan gaan ons nasorg het in die middag, so ons het ook hande gevat met Stellenbosch Universiteit, wat byvoorbeeld vir ons volunteers gaan stuur, wat op 'n maandag en 'n woensdag 'n lees en 'n wiskunde projek saam met die kinders gaan doen. So, maar as u tyd het en u sê ek wil betrokke raak, kan u gerus die kerkkantoor skakel of vir Marley van die voorsitter van die misologie groep, en daar is verskillende maniere hoe die gemeente kan betrokke raak. En dan is die ander ding wat ons net vra is gebed. Jy weet, gebed is vir ons baie belangrik in hierdie proses. Dankie Denver. So ek wil vanmôre se teks en die gesprek en die fotos en Denver se tuis bring van wat dit beteken om in die klein detail van die wêreld betrokke te raak, om te onthou dat God die outeur van hierdie wêreld is. En as jy hier sit vanmôre en jy vra, wat is my doel, wat is my rede, wat is my plek, hoor wat Denver sê. Ja, is oor baie dinge waaroor ek kan kwaad wees, maar die Here kom haal my uit en hy help my om te sien dat hy my wil gebruik. En ek is so dankbaar vir Denver en Denver se lewe en die manier waarop hy vir my leer, hoe hy deur sy diensknegt gestalte vir my leer, hoe ons hierdie wêreld kan transformeer deur kinders. En ek, Denver, sê vanmôre regtig vir jou baie dankie vir jou gehoorsaamheid en jou toewyding ook in die Here se werk. En mag hy jou regtig seën, vashou en mag hy ook vir julle familie versorg en seën ook in die tyd. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in die eerste instansie al die lof en die eer aan die Skepper God kan bring wat ons liefhet. Here, dankie dat ons dit telke male kan sê, aan u liefde is daar geen einde nie. En Here, dankie dat ons dit kan sien wanneer ons 'n fotootjie sien van die aarde as ons van biljoene kilometers af verder terugkyk. Maar dat ons ook kan sien in 'n man wat vanmôre vir ons vertel hoe lief hy u kinders het. Dat hy eintlik bereid is om alles prys te gee ter wille van kinders. En dan, Here, hoor ons u hartklop. Dan hoor ons hoe u sê, bewaar, bewerk, onderhou my wêreld. Maak dit 'n beter plek. Here, help ons om dit te hoor, dit te beamoen, dit te leef. Vader, dat ons u sal dien en u sal glo. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Kom ons bring ons dankoffers vir die Here. En terwyl die dankoffers gebring word, wil ek net gou weer net bevestig. Onthou, Kermis is 'n verhoudingsbougeleentheid. Dis 'n geleentheid waar ons in ons verhoudings bymekaar kom. Daar is heerlike pret beplan. Dit begin die Dinsdag reeds met die speelskooltjies. Ons het reeds 'n klompie speelskooltjies wat heerlike pretspeletjies hier kom speel die Dinsdag. Die Woensdag aand is ons bevoorreg met die nuwe lof en aanbiddingsaand, lofprysingsaand wat ons gaan hou. Die Woensdag aand bring ons jong mense van allerlei verskillende plekke. Dit gaan 'n feestelike aand wees van lofprysing die Woensdag aand. So al die Belwel hoor jong mense hier moet onthou, die Belwel hoor met Woensdag aand, daai Woensdag aand. Ja, ek dink is die 26ste die Woensdag aand hier wees, hiernatoe kom. Die Donderdag aand het ons 'n heerlike Camino bus waar ons die melktert kompetisie gaan hê en ons sommer ook hoor wat al die behoeftes is van die jeug en jong mense in Kuilsrivier, in Sarepta, in Laerskool Kuilsrivier,
in Laerskool Erista, al die verskillende skole, ons gaan praat oor Jan Kriel skool, ons gaan praat oor Alta de Tooy skool, ons gaan vertel wat alles gebeur, intussen gaan ons heerlike melktert eet en sommer saam lekker fees vier en sommer net hoor van hoe hard Kuil se vuur klop vir jong mense. So ons nooi julle uit om by daai geleentheid ook sommer net te kom deel wees die donderdag aand. Die vrydagoggend natuurlik vir al ons senior burgers 'n heerlike oggend van musiek en saamkuier met baie lekker eetgoed spesiaal vir julle om dit makliker te maak. Dan die middag en aand kuier ons saam met 'n musiekskool wat vir ons kom musiek maak. Ons gaan heerlike kos hê om saam mee te kuier. Ons het ook intussen 'n skaapspitbraai met bygekom by die spyskaart. So daar gaan 'n heerlike skaapspit wees en julle moet net nie nou bestorm vir kaartjies nie. Ek weet julle wil, maar net nie nou nie. Net na die tyd kan julle verslang begin julle name opskryf vir die spitbraai kaartjies. Daar's net 40 kaartjies, so ek sê maak dit gou. Dit kom ongelukkig teen 'n effense van 'n prysie, maar ek weet julle, ek kan julle beloof dit gaan baie lekker wees. So en dan die Saterdag, die hele dag met kinders wat speel, musiek, pret, familiekuiers, van die oggend, van die ontbyt af, die potjiekos, die heerlike hoenderlewers wat Herman elke jaar maak, die roosterkoeke wat daar weer gaan wees. Ek is sommer moeg vir al die eet. Kom en onthou daai spesifieke datums, van die 25ste tot die 2de, en natuurlik sluit ons die Sondagoggend af met 'n groot fees, mikrofees, die hele skool kom hiernatoe, ons gaan sing en fees vier. Wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid. So kom ons maak onsself gereed ook daarvoor. Na die erediens is Louise in die voorportaal om by te kom aanmeld. Ons het nog baie manne nodig wat kan braai en ek sien hulle hier sit vanmôre. Stamp net daar aan jou man en herinner hom net, hy moet aanmeld by Herman daar agter by die braaispan. Anders kan hy net ook sy naam by Louise gee voor in die voorportaal, of kan jy sy naam opsit voor in die voorportaal, en terwyl sy nou aan jou stamp, kan jy nou sommer terugstamp en sê, maar suster, daar by die roosterkoeke is daar nog baie werk nodig vir die Saterdag, nie? Of daar's baie ander plekke waar jy ook kan deel wees, kom hoor by Louise in die voorportaal, en daar is ook kaartjies beskikbaar, en geleenthede om solank jou plek te bespreek by Kermis. Kom ons bid, en sê vir die Here dankie. Dankie Here vir die geleentheid wat ons het, om as ons terugkyk en sien hoe groot U is, en wat U alles vir ons gee en bied, Here, te reageer met ons lewe. En ons wil vanmôre reageer met ons lewe, Here. Ja, ons het offers in die mandjies gegooi, maar ons wil vanmôre die offers gee, en ook ons lewens vanmôre vir U kom gee en sê, Here, ja Here, hier is ons lewe, maak dit Heer meer toegewyd, elke dag aan U. En laat ons offer en gee ter wille van die koninkryk. Mag U koninkryk kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met saam te sing uit lied 543, die eerste tot die derde vers. Here Jesus, ons is klein. Miskien voordat ek dit net finaal sê, die 15de Maart, Denver kom die mevrou Kortjie hier by ons kuier. Julle sal haar onthou, sy was deel saam met haar man in Jemen, was hulle gevangenes gewees, en hulle het sy het toe hele pad geloop na haar man se dood. Sy kom getuig ook ten bate van 'n nuut gestigte maatskappy wat ons doen, waarin die vroeë kindontwikkeling ook gesetel sal wees. En ons gaan die 15de Maart dan nou 'n heerlike lekker ontbyt sê, die oggend 9uur, waar ons ook die vroeë kindontwikkeling as fokus gaan hê, ook 'n bietjie meer daaroor gaan vertel, so as julle meer wil weet, onthou die 15de Maart sommer net as 'n datum so lank. Kom ons staan, dan sluit ons af, liedboek 543, Here Jesus, ons is klein. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein, laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot
geliefdes, ons is die fynste detail in die skepping. God het die fynste detail in jou gemaak. En mag jy nooit dink dat niemand jou raak sien nie. Die Skepper God het jou gesien, ken jou naam. Sit jou hand in syne. Sit jou hand in syne. Stap met hom saam hier uit. Maar moenie net sy hand ter wille van jouself vashou nie. Maak oop ook die ander hand. Sien die kinders, sien die kleintjies om jou. Sien raak dat hulle Jesus nodig het. En dat Jesus deel moet wees van hulle lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by ons elkeen wees en bly totdat hy weer kom. Amen. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voeten dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn